Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Nou kom ons praat vandag oor iets wat ons almal ervaar, maar min van ons regtig verstaan, en dit is die ritme van die lewe. Alles in die lewe vloei, nie in 'n reguit lyne altyd nie konstant op en af nie, maar soos 'n pendulum. Soms is jy bo en soms is jy onder. Soms voel jy sterk, seker en vol hoop en ander dae voel jy moeg, onseker en leeg. Nou, dis nie 'n glitch of 'n fout in die stelsel nie, dis hoe die lewe werk. Dit is die stelsel. Die probleem begin nie by die op en af bewegings nie, dit begin by hoe ek en jy daarop reageer, hoe ons voel en die energie wat ons daarop spandeer. Baie van ons leef soos mense wat net gelukkig is wanneer dinge opgaan, en paniekerig en negatief en ongelukkig raak wanneer dinge afgaan. Ons jaag en love die hoogtes en ons vrees en ons haat die laagtepunte. En so mors ons energie. Straatwys leer jou iets anders. Meesterskap van jou lewe lê nie daarin om die siklusse te stop nie, maar om neutraal en gegrond te bly terwyl dit gebeur. Nie koud nie, nie passief nie, nie ongevoelig nie, maar helder en bewus. Om nie jou hele identiteit te bou op 'n goeie week nie en ook nie jouself af te skryf oor 'n slegte seisoen of 'n dag nie. Dink daaraan soos 'n grafiek van 'n aandeel op die aandelebeurs. Op die kort termyn gaan dit op en af en lyk dit asof daar fout is, maar oor tyd behoort daar 'n opwaartse beweging te wees. Nie omdat elke dag beter is nie, maar omdat jy wys leer reageer. Jy sien die groter prentjie raak. Die groot fout wat mense maak is om emosionele besluite in korttermyn oomblikke te neem. Soos 'n belegger wat elke dag koop en verkoop uit vrees of opwinding, en op die ou einde kos dit hom alles, want hy versteur die onderliggende kurwe en ritme van die aandeel. Dit is dieselfde met jou lewe. As jy elke emosie blindelings volg, elke gevoel glo, elke terugslag as 'n teken sien dat jy val, dan raak jy uitgeput. Maar as jy leer om in die middel te bly, om neutraal te bly, om asem te haal, om rustig te bly, gefokus te bly, om te onderskei en te kan sê, hierdie is net 'n seisoen, dis nie my identiteit nie. En dan gebeur daar iets belangriks in jou lewe. Jou langtermyn kurwe begin lig. Jy raak meer stabiel, jy raak meer rustig en meer wys. Nie omdat dinge nie meer verkeerd loop nie, maar omdat jy nie meer saam met elke golf ondergaan en verdrink nie. Die Bybel praat van hierdie ritme sonder om dit so te noem as 'n ritme. Daar staan daar is 'n tyd om te saai en 'n tyd om te oes, 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te bou en 'n tyd om te wag. Wysheid ons om te weet waar jy is, sonder om te wens dat jy ergens anders is. Straatwys sê, moenie jou energie mors deur teen die ritme en die stroom te beklei nie. Gebruik dit en sien dit vir wat dit is. Leer om rustig te bly wanneer dinge goed gaan. Leer om hoopvol te bly wanneer dinge swaar is. Moenie alles vandag probeer wen nie. Moenie môre opgee oor vandag se pyn nie. Want uiteindelik gaan dit nie oor vandag se op en af nie, maar oor die rigting en die kurwe van jou lewe oor tyd. Meesterskap is dus nie perfektheid nie, dis volgehoue wysheid. En as jy dit kan regkry, sal jou lewe dalk steeds op en af beweeg, maar stadig maar seker sal dit 'n opwaartse kurwe wees oor tyd. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.